We staan in afwagting en wag. Amen. Kan ons vir hierdie kinders net 'n hande klap gee, want hulle is goed. Ons hulle reg is om ons Here se naam groot te maak. Amen. Amen. Let's praise him. Here we go. When I'm down
Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 Jesus, higher. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Lower, 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 I'm safe to lower. Lower, 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 I'm safe to lower. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Cast your burden onto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 Jesus, higher, 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 Jesus, higher. Lower, 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 that's safe and lower. Lower, 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 that's safe and lower. Oh, higher, 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 that's Jesus, higher. Higher, 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 that's Jesus, higher. We praise your name, Jesus. Amen. Here we go. He made the stars to shine. He made the road to see. He
Ons kom voor U neer. Jesus, want U is groot bo almal. U is ons sterke verlosser. U is ons magtige Here en Heiland. Aan die voete, Here, ons sit ons so oggend en ons wil net vir U sê hoe lief is ons vir U, Jesus. Jesus, groot voor almal, sterkte verlossing, magtige Here en Heiland, Immanuel, God is met ons, liefde verlede, redende woord. Ons staan net so. Halleluja, Here. Reddende Here, lewende woord. Here, U is die naam op wie ons roep. Ons bring al ons lofsange vir U. Ons het vandag verklaar, Here, dat ons al ons probleme na U toe bring. Ons het verklaar, Here, dat ons U wil ophef. Ons wil U groot maak. Ons het verklaar, Here, dat U die skepper van alles is en dat ons U so lief het, want U het vir ons gesterf. Ons het verklaar, Here, dat dit lekker is om U te kan dien, dat dit lekker is om in U teenwoordigheid te wees. Maar bo alles verklaar ons vandag, Here, U is ons redder. U is ons verlosser. U is ons Here. U is die naam bo alle name, my God, ek wil geen ander naam aanroep nie. Daar is net een naam wat ek wil aanroep en dit is U. Jesus Christus, Here en Verlosser. Reddende Here, woord wat tot in alle ewigheid leef. Immanuel, God wat met ons is. Jehovah Rapha, die God wat genees.
Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Jehovah Nissi, die banier van oorwinning wat oor my gespan is. Here, groot bo almal. Immanuel, ons bemin U my God. Amen. Amen. Prys die Here, baie dankie. U kan die sitplekke neem. As jy kan vir my ons storieetjie daar opgooi. Dit is vir my 'n voorreg om vandag hier so te kan wees om die woord te kan bedien. Al is daar so 'n bietjie gesny aan my. Ek dink ek is 'n kilogram of wat blykbaar ligter. En dit goed uitgehaal. So ek is dankbaar daarvoor. Ek kan dit nie noodwendig aan my klere sien nie, maar ek kan dit aan my lyfie voel. Daar's iets uitgehaal, daar's iets missing. Dit is 'n voorreg vir ons vandag om saam met die kinders U te bedien. En ek wil vandag vir U 'n Bybel kennis bring op die vlak van 'n kind. Dit hang van jou af of jy dit gaan vat of nie. So voor ek gaan begin wil ek vra dat die eerste 2 bidders vir my na vore sal kom. Het is goed om van kleins af te leer om voor mense te kan staan en te bid. Sluit asseblief U oë. Dankie U dat U altyd ons behoed en bewaar. God, ek vra dat U altyd saam ons sal gaan deur die slegte en die goeie tye. God, ek vra dat U ook al die slegte goed weg sal dryf van ons af en net ons harte skoon sal hou. Amen. Dankie Here. Dankie Here dat ons huis het. Dankie Here vir huis om te bly. Dankie Here vir mamma en papa. Dankie Here vir kosies wat ons kan eet. Amen. 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 Baie dankie. Wie het vanoggend dankie gesê, Here, vir my huis? Ek is eerlik, ek het nie. Hierdie klein ding het vir my vandag laat besef, ek het nie vanoggend gesê, Here, dankie vir my huis. Ek het hom sommer net aanvaar. Dankie vir my ouers wat my kom oplaai het. Ek het sommer net aanvaar. Dankie vir mamma en pappa. Ek wil vandag vir julle die verhaal vertel van Tommy Tuna. Tommy is 'n ou geelvis tunaatjie. Het julle al gehoor van 'n geelvis tuna? Dis nie die tuna wat jy in 'n blikkie kry nie, hoor? Daai tunaatjies is bietjie dood. So Tommy is 'n geelvis tuna wat daar lekker in die warm waters van die see swem. En Tommy het 'n verhaal wat hy vir julle wil vandag vertel van wat met hom gebeur het. En sy storie se naam is Nie alles is goed nie. Partykeer dink jy 'n ding is goed. Soos fudge en kondensmelk, sjokoladekoek, melktert, koeksusters, maar nie alles is altyd goed nie. Daar is 2 pragtige skrifgedeeltes in die Bybel wat vir ons leer van iemand wat ongelooflik goed is. Ek gaan vir Janneke vra om vir ons die skriflesing te doen. Jy kan vir my oorsit na die volgende slide toe. Psalm 23, die Here is my herder. Die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde. Na water waar rus is, lê hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid, tot die eer van sy naam. Wanneer ek loop in baie donker kloof, sal ek nie bang wees nie. Want U is naby my, U stof en U staaf, beskerm en ondersteun my. U brei vir my 'n feesmaal voor die oë van al my vyande. U verwelkom my as 'n eregas deur my kop te salf met olie en my beker oorvol te maak. Waarlik U goedheid en troue vergesel my
al die dae van my lewe, ek sal bly in die huis van die Here, solank as wat ek lewe. Jesaja 43 vers 1 tot 4. Die redder van Israel, maar nou Jakob, sê die Here, wat jou geskep het, hy wat jou gevorm het, sê Israel. Moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy behoort aan my. Wanneer jy deur diep water gaan vir moeilikheid, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie verwegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrinking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee enige Egipte aan jou, Kus en Seba, as 'n losprys vir jou vryheid, omdat jy vir my kosbaar en belangrik is. Omdat ek jou liefhet, gee ek jou alles in ruil vir jou lewe. Is dit goed? Is dit goed? Dankie Janneke. God sê hy gee vir ons alles in ruil vir ons lewens. Hy is bereid om ander volke op te offer vir ons. Hy is bereid om ons te lei na waters waar daar rus is, na plekke wat mooi is. Hy sal ons veilig hou, selfs wanneer ons deur gevaartye gaan, sal hy by ons wees. Die lekkerste van alles is hierdie lyf het nie so geword deur slaai en goeie oefeninge nie. Hierdie lyf het so geword deur 'n tafel vol eetgoed wat voorberei is vir my. En die Here sê hy berei vir ons vyande, hierdie tafel voor. Nou waar pas Tommy in? Sit vir my die volgende prentjie op, asseblief. Tommy Tuna het in 'n verskriklike mooi plek gebly. Dit was die helderste water, daar was die mooiste vissies wat rondom hom geswem het, daar was geen lelike goeters nie, selfs die ou walvis wat daar so was 'n stadige ou walvis, hy het net so rustig deur die water gegaan, daar was geen probleme nie. Dit was vir hom die lekkerste, hy kon elke dag skool toe swem, sy rugsakkie oor sy vinne hak, en swem, by die skool gaan, daar was geen probleem gewees nie, hy het nie ge-worry oor 'n visserman wat hom gaan kom vang nie, hy het nie ge-worry oor enigiets aan 'n hoek nie, niks het hom gepla nie. Alles was perfek. Maar ou Tommy het 'n boetie. Wie van julle het 'n ou boet? Is ou boet altyd lekker? Nee, sien daar stap jy ou boet sommer nou uit ook. Nee. Tommy het 'n ou boet gehad. Sit gou vir my, kom ons wys, waar is Tommy se ou boet? Een keer kom Tommy se ou boet daar aangeswem en sê vir Tommy, jy moet oppas. Jy swem en speel so lekker asof daar geen gevare is nie. Jy maak asof daar niks is wat verkeerd kan gaan hier nie. Maar ek wil vir jou waarsku Tommy, nie alles is altyd goed nie. Daar is partykeer lelike goed in hierdie wêreld. Daar is partykeer goed wat vir jou lyk of dit lekker is, maar dan is dit baie gevaarlik. Druk gou weer vir my jou knoppie. Hy sê daar's onder andere so 'n ou. Daai ou wat nou daar verskyn het, sy naam is Sarel die seekat. Hy sê vir Tommy, jy moet versigtig wees. Kyk uit vir Sarel die seekat. Sarel die seekat lyk altyd baie mooi. Hy het sulke lang arms wat so waai in die water. En hy het sulke suiertjies aan hierdie arms wat enigiets so kan opsuig en vir jou kan so spoeg na jou toe. En dit lyk te cute. Dit is te pragtig. En as jy aan hy suiertjies vat, dink, sit hy so vas, dit voel of iemand jou 'n swentjie gee. Pas op vir hom. En Tommy kyk vir ou Sarel, so hy tog, nee man, jy het 'n bietjie te ver gedruk, maar so right, ons los hom net daar. Tommy tog, man, ek gaan nie te veel worry oor Sarel nie. Ek gaan nie te veel bekommerd wees oor hierdie ouetjie wat daar so gaan na my toe kom. So swem Tommy lekker daar rond, en die volgende oomblik sak Sarel seekat in die water by hom. Maar Tommy kyk hom so. Daai seekat lyk nie gevaarlik nie. Kyk hoe vriendelik lyk hy. Kyk sy mooi oogies en sy armpies is so mooi gekrul. Hy lyk so cute. En hierdie Sarel seekat begin met Tommy te speel. Hy sê vir hom, Tommy, kom speel saam met my. Tommy sê, jong, my boetie het my gewaarsku, my ou boetie het gesê, ek moet versigtig wees vir jou. Hy sê, Tommy,
Lyk ek gevaarlik? Kyk hoe cute is ek. Kyk daai oogies, kyk daai ou smiletjie, kan dit iets verkeerd doen? My armpies is dan so kort, ek kan dan nie eens behoorlik tot by jou kom nie, kyk hoe ver weg is jy van my af. Tommy, moenie bekommerd wees nie. So begin ou Sarel te speel saam met Tommy. Dan vat Sarel 'n skulpie in sy tentacle. Wat is 'n tentacle? Tentakel? Dit klink net verkeerd. In een van sy pote. En hy vat hom, dan gooi hy hom so rond. Dan swem Tommy, dan gaan tel hy dit op, dan vat hy dit en dan spoeg hy dit terug na hom toe. So sit Tommy saam en hy eet saam met ou Sakkie Sarel Sekat. Eet hulle saam sy toebroodjies. Julle ken mos daai broodjies wat ons skool toe kry met die peanut en stroop, wat die peanut en stroop so gesuig het in die broodjie in. Hulle sit en eet broodjies en daar is geen probleme nie. En elke keer wat arme Tommy nie agterkom nie, elke keer as Sarel by hom is en hulle speel, dan vat Sarel hom so eentjie dieper in die water in. En die eerste keer, dan sê Tommy, dit lyk 'n bietjie diep hier. Sarel sê, moenie bekommerd wees nie, ek is maar saam met jou, ek is hier so by jou. My arms gaan jou vang as daar 'n probleem kom, ek is by jou. Moenie bang wees vir my nie. En hy gaan weer so 'n bietjie dieper. Sit vir my die volgende prentjie op. Die volgende oomblik, toe Tommy weer sien, toe is hy in donker water. Toe is hy in 'n plek wat vir hom onbekend lyk. En hy kyk rondom hom en hy sien nie eens vir Sarel nie. En hy wonder, wat gaan aan? Kyk hoe donker is dit nou hier. Hy sien nie een van sy visies nie. Hy sien nie een van sy skoolmaatjies nie. Niemand is daar naby hom nie. En hy het nog so lekker saam met Sarel gespeel en nou skielik is alles weg. En die volgende oomblik druk hy knoppie, toe verskyn Sarel. En dis nie meer 'n vriendelike Sarel nie. En Tommy begin bang raak en hy sê, Sarel, help my net dat ek net 'n bietjie hierso kan wegkom. Sarel sê, nee Tommy, jy was dan nou heeltyd lief daarvoor gewees om al my goedjies te doen, om al my goedjies te eet wat ek vir jou gee, om oral te gaan waar ek vir jou sê jy moet gaan, om oral te doen wat ek vir jou sê jy moet doen. Kom Tommy, kom 'n bietjie nader, kom 'n bietjie nader, kom 'n bietjie, en die volgende oomblik druk die knoppie. Die volgende oomblik is daar net arms rondom Tommy en hulle gryp vir Tommy vas en toe Tommy so kyk, toe is daar 'n klomp ander klein visies wat saam met hom daar gevang is en hulle spartel en hulle kan nie loskom nie en hierdie ou Sarel Sekat hou hulle vas en hulle spartel en hulle kan nêrens heen gaan nie en Tommy begin te roep na sy boetie en hy roep, Tinus, 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 druk vir my die knoppie en hy roep, Tinus, en daar kom Tinus. En Tinus kom sorteer vir ou Sarel daar uit. Tinus kom byt sy tentakels dat al die ou visies kan loskom. En tussen dit deurkom Sarel en hy suig vas aan Tinus en hy skeer Tinus se vel en hy maak seker lang snye oor Tinus se lyfie, maar Tinus hou aan beklei totdat Tommy en al daardie visies los is. Volgende enetjie, druk hom vir my. En daar kan Tommy teruggaan na sy veilige plekkie. En hy zweef veilig terug in sy hawetjie waar hy is. En hy kan veilig swem waar alles rustig is. En waar daar niks en niemand is wat hom kan pla nie. En dit alles omdat hy 'n ou boet gehad het wat bereid was om sy lewe op te offer, sodat Tommy vry kan kom. Maatjies en ouers, die lewe bring baie keer vir jou soveel goedjies wat reg lyk. Soveel goedjies wat reg lyk. Ag, ek luister nou die dag op TV, toe's daar kindertjies wat praat, of vra hulle, is stout wees sonde? Laat ek gou gehoor van julle. Wie van julle dink, is dit sonde om stout te wees? Party sê nee, daar's 'n paar hande wat sê, ja, sien, Sarel Sekat kom en sê vir jou, ag man, hierdie wat jy nou doen is nie sonde nie, dis net 'n bietjie stoutigheid. Daai wat jy nie geluister het vir mamma nie, ag man, dis nie sonde nie, dis net 'n bietjie stoutigheid. Ag, daai wat jy gou jou ou langs jou se huiswerk afskryf want jy het nie jou huiswerk gedoen nie, ag, dis nie sonde nie man, dis net 'n bietjie stoutigheid.
Sê weer, is daai nie sonde nie? Moenie lag nie. Daai is. En Sarel Sekat kom. En die duiwel kom. En hy maak alles so mooi lyk. Hy lyk partykeer lyk hy self so vriendelik. Hy lyk so goed. Hy lyk so gemaklik. En jy dink jy kan lekker saam met hom speel, maar die gemors is, die oomblik wanneer jy by hom is, en hy jou weg het van jou veilige hawe, dan kom daai swart arms van hom uit, en het gryp jou vas. Maar jy hoef nie nou meer bang te wees vir hom nie. Want, ons het nie 'n Tinus Tuna nie, ons het 'n ou boet, Jesus Christus. Julle het net ook gesing, naam bo alle name. Julle het net ook gesing, hy het die sterre gemaak, en jy het hom lief, maar julle het ook gesing, he bled and died for me. Jesus Christus, ons koning, het gesterf vir ons. Sit vir my die laaste slide op. Tommy Tuna, se boetie, lewe. Hy het gesterf, maar hy lewe. Want hy is die koning van die konings, ons Jesus. Nie alles is goed nie. Ek wil vir jou waarsku, pas op. Jy dink miskien stout wees, ag, dis net stout wees, dis nie sonde nie, maar van genoeg stout wees, kom daar uiteindelik sonde. Tommy het nie geweet wanneer om te stop nie, en toe hy weer sien, toe is hy in die donker water, en toe is hy by hierdie Sarel Sekat, en toe hy weer sien, toe is hy vasgevang, en dit het sy boetie se lewe gekos, sodat hy kan bly lewe. Janneke het vir ons gelees, Jesaja 43, wat sê, ek is bereid om alles op te offer vir jou, wat God geoffer het. Hy het nie net Egipte en Kus en Seba geoffer nie, hy het sy seun geoffer vir jou. Sodat jy nie deur Sarel Sekat gevang kan word nie. Psalm 23 sê vir ons, hierdie belangrike lesse, loop waar Jesus jou lei. Loop waar jou ou boet jou lei. Ons het dit so mooi gelees. Psalm 23 sê ook vir ons, jy moenie bang wees nie. Moenie in vrees, moenie nou teruggaan en dink, ek is nou so bang vir daai Sekat nie. Daai Sekat is gewen deur Jesus Christus. Maar jy moet loop waar Jesus wil hê jy moet loop. So moenie bang wees nie. Psalm 23 leer ons dat Jesus Christus is ons ou boet. Hy is nie net ons herder nie. Hy is ons ou boet wat vir ons sorg, wat na ons kyk. Ek sal met ander oë na my ou boet kyk. Psalm 23 sê ook vir my, daar waar hy sê, en sy het dit so mooi gelees, hy berei 'n tafel voor die oë van my vyande. My vyand sit net en kyk en droel oor die goed wat my God vir my doen, want hy het reeds die duiwel oorwin. Dit is waaroor hierdie tafel gaan, is om te sê, jy hoef nie in vrees te leef vir Sarel Sekat nie. Jy hoef nie in vrees te leef vir die vyand nie. Jesus Christus het oorwin. Jesaja 43 sê vir ons, jy behoort aan hom. Jy is nie sommer net 'n visie wat daar in die see rondswem nie. Jy behoort aan die Allerhoogste. Hy sal jou beskerm. En hy het homself geoffer vir jou. Ek wil vra, Janneke, sal jy gou weer vir ons Jesaja 43 kom lees? Ek wil hê jy moet mooi luister na die beloftes van Jesaja 43. Jesaja 43, die redder van Israel. Maar nou, Jakob, sê die Here, wat jou geskep het, hy wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my. Wanneer jy deur diep water van moeilikheid gaan, sal ek by jou wees. Wanneer jy deur riviere gaan, sal hulle jou nie wegspoel nie. Wanneer jy deur vuur van verdrukking stap, sal jy nie verbrand nie. Die vlamme sal jou nie verteer nie. Want ek, die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte, Kus en Seba,
as 'n losprys vir jou vryheid, omdat jy vir my kosbaar en belangrik is. Omdat ek jou liefhet, gee ek mense in plek vir jou, in ruil vir jou lewe. Wat 'n belofte. Tommy Tuna, ek Tinus, jou ou boet, sal met die vyand gaan beklei, sodat jy kan lewe. Ek sal met die seekat gaan beklei, sodat jy kan lewe. Dis die belofte wat God vir ons gegee het. Dit is waaroor hierdie tafel vandag gaan. Ons gaan nou oorgaan na die tafel toe, maar ek wil net eers vra dat die volgende 2 bidders van my na vore sal kom. Die volgende 2 wat gaan bid. Kom ons bid saam met hulle. Dankie Here vir my mamma en pappa. En dankie vir die kos. En dankie vir my en Tannie. En asseblief laat almal wat in die straat is kos sê. Amen. Amen. Sluit asseblief die oë. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg om vanoggend in u huis te wees om meer van u te leer. Dankie dat Here u self die woord stuur en lewendig maak in ons harte. Ons eer u vanoggend as God, ons Vader, as Jesus wat mens geword het en as Heilige Gees wat vir ons nagelaat is as trooste. Dankie vir ons ouers en families. Dankie vir ons gesondheid en dankie Here vir genoeg van alles wat ons nodig het. Ons vra dat u ons sal vergewe indien daar enige iets is wat ons doen waarvan u nie hou nie. Reinig ons gedagtes en ons harte in hierdie oggend. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen. Ons gaan hierdie nagmaal doen. Ons gaan dit so klein bietjie anders doen om die kindertjies te help dat hulle nie verward raak nie. Was my so mooi nou weer ook om te hoor. Mag die mense op straat kos kry. Ons gaan nagmaal bedien en ek wil vir julle vra, kom ons gaan mekaar in ag neem. Ons gaan eers die broodjies uitdeel. En elkeen gaan sy broodjie vat. Dan gaan ons die wyn uitdeel. Dis nie alkohol nie. So moenie bekommerd wees nie. Dan gaan ons elkeen nou ons glasie vat en dan gaan ons saam as een liggaam, as kinders van ou boet Jesus, as kinders van die lewende God, gaan ons vir hom dankie sê dat hy Sarel Seekat se tentakels in ons lewens afgesny het. Is jy reg daarvoor? Ek gaan vra dat die kinders wat ons gaan bedien vir ons na vore sal kom. Is julle almal reg? In die dag wat Jesus gekruisig sou word, het hy die brood geneem en gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Vir julle as kinders om dit eenvoudig te bring. Die Jesus het gekom op 'n punt wat hy gesê het, hey, elke keer as jy 'n stukkie broodjie eet, dink daaraan dat ek teen Sarel Seekat beklei het en hom gewen het. Net so ook die wyn, sê dit drink, dit is sy bloed. Dink daaraan dat Jesus Christus het gebloei sodat ek en jy nie meer in die ewigheid hoef te bloei nie. Dit is waaroor hierdie tafel gaan. Ek gaan vra, ons gaan vir u brood bedien, so asseblief moenie 'n broodjie eet nie. Julle kinders ook, moenie jou broodjie eet nie, hou hom in jou hand, totdat ons die wyn vir jou gegee het, en dan gaan ons almal saam dit bedien. Daar's nog 'n groot een, ek sal hom gou breek.
kruis van Jesus. Sal ons van hande hou en sweer. Daar was 'n kruis. Heden aan 'n kruis was geslaan. Daar was 'n kruis. Daarom sal ek sal my kaste maak. Sal my gitaar staan afbreek. Sal my gaan doodmaak. Dans los wou breek. Ek kan nie hoe jy voel nie. Voel ek soek na besluite daar. Was daar nooit tyd nie. Jou die spykers deur die bloed. Daar die kruis graaf. Daarom sal ek Kom ons gaan net vir 'n oomblik in stilte ons God dankie sê vir 'n houtkruis en 'n vyand seekat wie se tentakels afgesny is om ons nooit weer te vang nie.
prys die Here. 'n eenvoudige storie van 'n tuna visie het jare gelede in 'n sonnaskoolklasie toe my ma dit vertel het, my lewe gered. Moenie die krag van 'n kinderboodskap onderskat nie. Ek wil sê baie dankie vir hierdie kinders. Mense, was hulle oulik? Ja, kom ons gee hulle 'n hande klap.